Sit gerus. Vanoggend se tema gaan oor om vry te kom van iets. En ek wil jou net voor die tyd sê, ek preek nie vanoggend oor demone en die uitdryf van demone nie. Maar die beelde wat ek gaan gebruik, gaan daaroor, vanoggend gaan oor om vry te kom van iets. En ek wil eers vir jou 'n storie deel wat miskien bekend is aan jou. Maar daar was 'n olifant wat vasgemaak was met 'n ketting aan 'n stoel toe hy 'n klein babietjie was. Want sy eienaar het gesukkel, want die olifant bly die hele tyd wegloop. Die olifant het groter en groter en groter geword. En ons almal weet, 'n olifant, as ek reg is omtrent 3 ton. Dis omtrent wat hy weeg of meer. En later toe die olifant groot is, en die ketting word aan die stoel vasgemaak, het die olifant stil gestaan. Maar die olifant is gekondisioneer sy lewe lank, jy's vas aan hierdie stoel. Nou ek en jy weet self, 'n olifant kan gaan en hy kan 'n stoel stikkend trap. Het jy al gesien wat doen hy met 'n kar in die Kreerwiltuin? Hy rol hom. Maar hierdie olifant is gekondisioneer van kleins af, met 'n ketting aan sy voet aan 'n stoel. Hy kan nêrens heen nie. Hy's vasgevang. En hy aanvaar dit maar. En dis maar hoe die lewe gaan wees vir hom. Maar dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy staan buite sy situasie en ons sien, die arme olifant is vasgemaak aan 'n stoel en hy kan loop net wanneer hy wil. En dis ongelukkig hoe dit gaan met my en jou se geestelike lewe. Want daar's dinge in die lewe wat my en jou vashou. Laas Sondag het ons gepraat oor ek en jy wat by die land Kanaan kom en die uitdagings en die uitkoms en die antwoorde is net voor ons. Maar dan staan ons net daar. Dan maak ons soos die Israeliete, ons draai om. En vandag gaan ons kyk daaroor, maar daar's 'n rede baie keer, want ek en jy is vasgevang aan iets. Ons kan nie vorentoe gaan nie. Iets wat jy onbewustelik dalk mee sit van kleins af. Iemand wat vir jou iets gesê het, iemand wat van jou 'n sekere redenasie het. En ek sê vir jou sommer, hoekom dink jy is almal so bang vir die Here? Hulle het hierdie vrees vir God. Kom aan, ons wees eerlik met mekaar. Want ons het ons kinders groot gemaak, en nou praat ek met my eie ouers. As die kind stout is, wat sê ons vir hom? Die Here gaan jou sien, die Here gaan jou slaan. Wat leer jy vir daai kind? Hy moet net God vrees. Ja, dis reg, ons moet God vreesend wees. Maar hierdie kind het hierdie ontsaglike vrees vir die Here. Want dis wat ek vir hom geleer het. Ons is nie 'n God van liefde, maar 'n God van regverdigheid. Maar dan is daar dinge waaraan ek en jy vashou en vasgeketting is aan ons bene, aan ons lywe, aan ons verstand, aan ons harte, aan ons gees, wat ons vrede steel. Maar dit is nie God se hart vir my en vir jou nie. Dit is nie. Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom om te steel en te slag en uit te roei. Hoor wat sê Jesus, dis sy eie woorde. Ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê, 'n lewe in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Nou baie mense hou van daardie teksvers en wil dit graag koppel in 'n bankrekening. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die Here wil hê jy moet 'n voluit lewe hê. Daarom het hy sy lewe gegee. Dis hoe belangrik jy vir hom is. Hy wil nie hê jy moet vasgevang wees nie. En wie wat hy's bereid om sy lewe te gee. En as jy dit nie vanoggend geweet het nie, hy het dit klaar gedoen. Hy het klaar sy lewe gegee. Hy het klaar opgestaan. Ek en jy het nie nodig om vasgevang te wees nie. Maar ek wil met jou 2 skrifte vanoggend deel, laat jy 'n stukkie sien, maar wat is Jesus se hart teenoor mense wat vasgevang is in plekke en situasies. En dan gaan ons 'n bietjie daarna kyk, want God se hart is dat ek en jy loskom van vestings in ons lewe, goed wat jou terugtrek. Ek praat nie van jou kollegas, wat daar 50 by die werk is, en op 'n maandagoggend moet jy hierdie osrieme vat, en hierdie kollegas se rieme om jou oor jou rug tel, en jy moet hierdie mense sleep tot en met Vrydagmiddag 5:00 nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van geestelike vestings. Kom ons lees Markus 5 vanaf vers 1 tot 13. Hulle het aan die oorkant van die see aangekom, en in die gebied van die Geraseneërs. Net toe hy uit die boot klim, het 'n man met 'n onrein gees hom skielik uit die rotsgrafte tegemoet gegaan. Hierdie man se blyplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vasbind nie.
selfs nie met 'n ketting nie. Hy was trouwens al dikwels met voetboeie en kettinge vasgebind, maar hy het die kettinge losgeruk en die voetboeie stukkend gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Heeltyd bedags en nags het hy tussen die rotsgrafste en op die berge homself al skreeuend met klippe geslaan. Dit is maar vreeslik, om jouself met 'n klip te slaan. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skreeu toe met 'n harde stem, los my uit, Jesus, seun van die Allerhoogste God. Ek besweer u by God, moet my nie pynig nie. Ek wil net hier stop vir 'n oomblik. Dit is nie deel van die preek nie. Dit is nou wat ek nou sê vir jou verniet. Is dit nie mooi nie? Dat die duiwel weet presies wanneer Jesus opdaag. Jesus kan aangestap kom en hierdie demoon wat in hierdie man is, weet dadelik, maar dit is God hierdie. Selfs die duiwel weet presies wie's God. Hy vra hom toe, wat is jou naam? Hy antwoord hom, my naam is Legioen, want ons is baie. Hy het Jesus ernstig gesmeek om hulle nie uit die gebied uit weg te stuur nie. Daar het 'n groot trop varke teen die berg hange gewy. Hulle het hom gesmeek en gesê, stuur ons na die varke, dat ons in hulle kan invaar. Hy het hulle toegelaat, en die onrein geeste het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop van die ongeveer 2000 het toe op loop gesit teen die hange af en die see in en in die see versuip. Merkwaardige storie. 'n Man met 'n demone in hom is see toe. Nie hy nie die geeste, maar die mooiste is, hulle het geweet is hy. En as kere wat ek en jy die Here ook mis, al moet ons eintlik weet, dis hy wat iets in my lewe besig is mee. Maar ek het nog 'n storie vir jou, ons teksvers vir vanoggend. Matteus 12, nie dieselfde storie, dis 'n ander geleentheid, word net in 'n ander evangelie opgeteken. En hoor bietjie wat staan hier in Matteus 12. Toe is iemand wat deur 'n demoon besete en blind en stom was, na Jesus gebring, en hy het hom gesond gemaak, sodat die stomme kon praat en sien. Al die mense was uit die veld geslaan en het gesê, is hierdie man nie dalk die seun van Dawid nie? Toe die Fariseërs hiervan te hore kom, het hulle gesê, dit is slegs deur Beelzebul, dat die aanvoerder van die demone, dat hierdie man demone uitdryf. Omdat hy hulle gedagte geken het, het hy vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en geen dorp of huis wat teen homself verdeeld is, sal staande bly nie. As Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan staande bly? En as ek deur Beelzebul die demone uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle regters oor julle wees. Ons teksvers. Maar as ek deur die Gees van God die demone uitdryf, dan het die koninkryk van God julle bereik. Hier's twee gedeeltes. Jesus se hart is dat iemand moet vry wees. As jy 'n paar hoofstukke vroeër blaai na Matteus 10 toe, gaan jy sien die Here Jesus stuur die 12 uit en hy sê vir hulle 'n paar goed. Hy sê, moet niks ekstra saamvat nie, gaan by jouself, maar gaan verkondig die woord, wek dooies op, maak siekes gesond en dryf demone uit. Jesus doen dit nie net self nie, hy stuur sy disippels uit, want sy hart is, kom los. Siekte is 'n ding wat jou onderkry, dis 'n ketting wat jy mee sit. Demone is 'n ketting ding, selfs die duiwel wat gedagtes by jou sit. Verkeerde goed in my en jou lewe is goed wat ons vasvang, maar dis nie God se hart nie. Maar ek wil terugkom by ons teks. Die eerste ding wat ek mee wil kyk, daar is die eerste vers waar daar gepraat word van hierdie man wat na Jesus toe gebring word. Hy het nie 'n naam nie. Hy is nie iemand besonders nie. Hy is nie iemand belangrik nie. Hy is eintlik niemand. Maar dan wil ek vir jou sê, maar hy is iemand met 'n probleem. Hy was blind, hy was stom. Daar staan nie dat hy doof is nie. Maar kom ons doen 'n bietjie die sommetjie en ons dink bietjie self daaroor. As iemand sou blind gewees het en hy kon hoor, is ek seker sou hy op een of ander manier kon gekommunikeer het met ons kennis wat ons vandag van die lewe het. Het staan nie in die skrif nie, maar ek kan 'n aanname maak dat hierdie man blind, doof en stom is. Met ander woorde, hy was van die wêreld afgesluit. Hy
was heeltyd vasgevang binne in homself met sy eie probleem, vasgevang totaal. Hy kon nie praat nie. Weet jy wat, sy wêreld was net so groot as wat sy arm lank was. So groot sy wêreldjie was. Want as iemand hom nie in die hand gevat het nie, en al wat hy kon maniere, kon agterkom wat om hom aangaan, is hy kon voel die hele tyd. Maar dit stop net daar. Want hy kon nie eens hoor as iemand met hom praat nie, en hy kon niks sien nie. En hy was stom. Dink bietjie hoe klein is dit. Dis kleiner as wat ek jou in 'n sel sit van 3 by 3 by 3 meter. Sy wêreldjie is net so groot. Hy is so vasgevang, hy het niks nie. Hy het niks wat vir hom lekker is nie. Dis die situasie waarin hy sit. Het iets jou al in besit geneem? Is jy al op 'n plek in jou lewe in besit geneem? En ek praat nie van bonatuurlike dinge nie, ek praat van omstandighede. Ek praat van pyn. Die van julle wat al regtig konstante pyn ervaar het, wat doen pyn aan jou? Maak jou wêreldjie kleiner. Jy's lus vir niks nie, jy sien nie kans vir iets nie. Pyn en gesondheid, wat nie goed is nie, gaan altyd saam. Jou wêreldjie is net so klein. Dit steel jou vrede die heeltyd. Maar omstandighede maak dit net so moeilik, want dan is jy ook vasgevang. En die vraag is, hoe op aarde gaan jy loskom daarvan? Hoe gaan jy loskom van iets wat jou terughou? Iets meer, iets groters in jou lewe. Maar ek het vir jou vroeg, jy antwoord eintlik al, ons kan net klaarmaak binne die volgende 2 sinnetjies. Jy moet by Jesus uitkom. Hoe het hierdie ding begin vir hierdie man? Mense het hom na Jesus gebring. Hy het nie aan die ander kant van die wêreld gesit en toe genees nie, en toe die demoon het hom uitgekry nie. En Jesus het die mense het die man na Jesus toe, die mense het die man na Jesus toe gebring. Aangesig tot aangesig. Hierdie ou het hulp nodig. Hy's vasgevang. Hy moet in God se teenwoordigheid kom. So eenvoudig. Hy moet voor hom staan, en hoor 'n bietjie wat skryf Psalm 80 vers 20. Here God, Heerser oor alle magte, herstel ons, laat skyn die lig van die aangesig, sodat ons verlos kan word. Die eerste punt vir oggend is die situasie waarin hierdie man sit. Hy's vasgevang. En ek wil vir jou weer 'n keer sê dat jy dit mooi verstaan, en hy het net so groot wêreldjie. Maar daar's een oplossing. Jesus. Hy moet net in Jesus se aangesig kom. Nou wil ek by die tweede gedeelte kom van vanoggend se skrif. Ek gaan nie baie tyd spandeer daaraan nie, maar daar's 'n beginsel daar in 5 verse. En die beginsel is, daar's nou 'n gerede kabel oor Jesus en Beelzebul. Dis onmoontlik. Dis tipies mens, né? Nee. Daar moet nou 'n verduideliking wees. Dit is onmoontlik. Hoe is dit moontlik dat Jesus dit reg gekry het? Nee, hy het nie die autoriteit nie. Dis tipies mens. Daar moet een of ander logiese verduideliking wees. So miskien is dit iets andersters. Miskien is dit iets andersters wat maak dat dit sal werk. Ek dink tog daar was 'n paar mense wat iets begin snap het. Want hulle woorde was, is hy nie die seun van Dawid nie? Kom maar gaan lees in die volgende vers. Waarom sê hy die seun van Dawid? Hulle het begin besef, maar dit staan in die skrif dat die Messias kom uit die nageslag van Dawid. Dis waarheen hulle verwys het in hulle woorde, want iets is anders aan hierdie ou. Ek praat dit nie met min respek nie, maar dis hoe hulle hom gesien het. Hulle het begin agterkom, maar hier's iets andersters aan hierdie persoon. Daarom moet hy dalk die Messias wees. Maar daai gesprek het nie baie gewig gedra nie, want wat gebeur die volgende? Die redenasie gaan aan en aan en aan. En uiteindelik toe hoor die kerkmense daarvan. Die mense wat geleerd is, die kerkmense, die fariseërs. En toe begin hulle met hierdie slimmigheid van hulle. En is skokkend om te dink dat dit die mense is wat deel is, wat teologie moes verstaan het. En die beste verduideliking vir hulle kan wees, hierdie Jesus kan dit nie reg kry nie. Nie hierdie ou nie. So ons moet ergens 'n redenasie, ons moet 'n verduideliking vir onsself uitdink,
sodat ons aan die einde van die dag plannetjies kan maak. En hulle gaan voort met hierdie redenasie in daai 5 verse. Maar dalk is dit, en miskien is dit en dit. En dan uiteindelik van die dag kom Jesus en hy sit hulle op hulle plek. Hy maak eintlik gekke van hulle. Hulle redeneer en redeneer en redeneer, maar hulle kom nêrens nie. So daar's net een ding wat intree in hierdie 5 verse. Twyfel. Saal. Twyfel. Jesus kom en hy doen iets ongeloofliks. En wat doen die mense? En die kerkmense? Nee, is onmoontlik. Ons moet nou 'n verduideliking kry. Is daar nie iets andersters nie? Weet jy wat? Ek het vir jou slegte nuus. Ons doen presies dieselfde. En ek het die woord ons daarin gesit, nie jy nie, want ek is ook skuldig daaraan soveel keer. Die oplossing vir dit wat my en jou in die lewe aftrek, is reg voor jou. Staan reg voor jou. Maar wat is die woorde wat ons sê? Nee, is te goed om waar te wees. Dis te goed om waar te wees toe Jesus gegaan het en iemand gesond te maak. Dis te goed om waar te wees, ons lê iemand hande op by die hospitaal en hulle word genees. Dis onmoontlik. Dis 'n baie goeie hospitaal daai. Ek weet nie baie mooi van hierdie Jesus besigheid nie, want nou sê jy nog ek moet sy aangesig soek. Dink jy regtig dit gaan werk? My moeilikheid is groot. Ek trek swaar daaraan. Jy het nie idee nie. Nou vra jy nog te veel ook van my. Ek sit met hierdie dinge wat my aftrek. Dis die woorde wat mense vir my sê. Ek gaan dit nie maak nie. Jy's reg, jy gaan dit nie maak op jou eie nie. Ek en jy het Jesus nodig in sy aangesig. Dis al. Dan gaan ons baie keer verder met ons eie redenasies. Ons word net stil. Baie keer is dit om stil te bly nog erger, want dan is jy besig om mense nog te mislei ook. Is dit nou die waarheid, is dit nou nie? My keuse is joune. Ek bedoel, dink vir jouself, dit wat jou in die lewe aftrek, is geneig om jou blind te maak. Is geneig om jou stom te maak. Want jy kry swaar. Want baie keer is die antwoord reg voor jou. Ons wil dit nie vat nie. Nog 'n ding wat baie keer gebeur is, en ek verstaan dit, en mense deel dit baie keer met my is, maar ek en God is op so 'n moeilike plek, en jy's reg, en ek en die Here ek sit met dinge wat my aftrek, ek kan nie met God praat nie, want jy's stom. Jy's so stom geslaan deur dit wat jou in die grond in aftrek, die kettinge wat om jou hande is, die dinge wat jy die hele tyd moet saamsleep, elke dag van jou lewe, jy sien nie meer kans nie. Maar tog weet jy het Jesus so nodig. En dan kom die redenasies. Ja, maar daar's nie plek, jy het my al gehoor laas jaar preek, een van my preke, daar is nie plek vir ja, maar in God se koninkryk nie. Hulle het geja maar hierso vir 5 verse. En dan kom ek by die laaste gedeelte vanoggend, God se koninkryk. Want hy begin dadelik en hy begin sê, maar in sy koninkryk sal dinge gebeur. Hy sê dit so mooi, ek wil teruggaan na daai vers toe, ek wil hom graag weer vir jou lees, hy sê ergens, daar sê. Maar as ek deur die gees van God die demone uitdryf, dan het die koninkryk van God julle bereik. Waaroor gaan dit weer 'n keer? Oor jou en jou. Hy sê, ek wil hê die koninkryk moet jou bereik. Want ons almal het dit nodig. Dis baie belangrik. Hy is baie duidelik oor sy koninkryk. En weet jy wat die mooiste van alles? Dis nie so ver nie. Lukas 17 vers 21 sê hy baie duidelik vir hulle, die koninkryk van God is binne julle. Die 33 vertaling praat van binne julle, die 2020 vertaling vra, in julle midde. Dis hier. Dit wat my en jou vasvang in die lewe, se oplossing, is net hier by jou. Want dis God se gees. Jy het dit in jou. Jy het dit by jou. Maar wat maak jy daarmee? Redeneer jy daaroor, het jy allerlei ander planne? Want as dinge wat my en jou vasvang in die lewe, en jy sal weet, watter seisoen jy is, watter plek jy is vanoggend,
Daar's goed wat my en jou terughou om 'n volle lewe te hê, soos Johannes 10 vers 10 sê. Daar's dinge wat dit moeilik maak om net deur elke dag te kom. Maar dan's daar 'n koninkryk. Nie 'n kerk net nie, 'n koninkryk. En is in hierdie koninkryk waar ek en jy kan loskom, waar God se gees is. Miskien moet jy vanoggend mooi dink. Waarom het jy dalk nie vooruitgang nie? Ek praat nie van finansiëel nie. Waarom gaan jy nie vorentoe in jou lewe? Geestelik nie, emosioneel nie. Waarom sukkel jy? Want as dalk iets kleins wat om jou voet is, 'n stoel, 'n klein stoeltjie, maar jy sleep vir hom elke dag saam. Dit vat baie tyd en energie. En dan vra jy verkeer vir baie mense, hoe gaan dit met jou vandag? Ag, dit sal nie help om te kla nie. Dit is nie vir baie mense jou antwoord nie. Dit sal nie help om te kla nie. Want jy sleep hom die hele tyd. Ek en jy is vasgevang met goed. Al vat jy dit net vanoggend saam met jou, die stoel en die olifant en die ketting, en begin besef, maar daar's goed wat vasvat. Nou, hoe gaan ek maak? Ek hou van praktiese dinge. Hoe gaan ek en jy begin ontslaa raak van daai ketting om die voet? Maar goed wat ek die hele tyd so moet saamvat, wat my so terughou in die lewe. Wel, ek gaan terug na ons skrif toe. Die man moes by Jesus uitkom. Jy en God moet vir mekaar so kyk. Jy en God moet so met mekaar praat. Al moet jy dan hard praat met die Here, dan is dit ook goed. Praat jou hart uit. Sê, Here, maar hier's dinge wat nie vir my reg is nie. Ek is moeg, ek kan nie meer nie. Maar daar's 'n antwoord. En die antwoord is sy gees. Sy gees is by jou. Jy moet net daai stap neem. Dis al wat jy moet doen. Baie eenvoudig, baie eenvoudig, maar die keuse bly joune. Jy kan kies, gaan ek voortgaan om hierdie stoel en hierdie ketting die heeltyd saam te dra? Of gaan ek God vra en sê, Here, hier is ek. Ons het vanoggend gesing, I surrender, om 'n spesifieke rede. Here, ek gee oor. Want op jou eie gaan jy dit nie reg kry nie. Maar saam met God is dit baie makliker. En ja, ek weet, ons sal baie keer vir mekaar sê, maar ek sukkel, want ek het met die Here gepraat, en dinge het nie uitgewerk nie. Dis waar. God vat sy tyd. Dalk het jy tyd nodig, maar moenie ophou nie. Moenie ophou met God praat nie. Want hoe minder jy met God praat, hoe meer stommer begin jy raak. En later kan jy glad nie praat nie. En later is jy blind vir die waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef vanoggend dat ons soveel tekortkominge het, maar dat ons nie sonder U kan nie. Ons besef dat ons soveel goed saamdra op elke dag. So onnodig. U het gekom om vir ons 'n lewe te gee in oorvloed. 'n Lewe om ons vry te maak. En dis die God wat ons dien. U het reeds gegee, U liggaam. U het reeds opgestaan vir ons. Alles wat U gedoen het, is vir ons. En ons dank U daarvoor. Ons besef elke dag is 'n seëning. Ons besef elke dag is so kosbaar. En ons gebed vanoggend is, Heilige Gees, vou ons toe, wys vir ons wie en wat ons God is. Heilige Gees, gee vir ons die woorde wat ons so nodig het. Want ons weet nie eers wat om te sê nie, want ons het op 'n plek gekom waar ons stom is. Want ons kan nie meer praat nie. Ons gebed vanoggend is, Here, raak ons net aan, sodat ons ons stomheid verloor, en dat ons met U elke dag kan praat, in ons situasie wat ons is. Ons dank U, Here, vir U goedheid, ons dank U vir U guns, en ons gebed is waar ons uit mekaar uit gaan, dat U elkeen van ons sal toevou, en ons sal veilig hou. Amen.